Tienske donke vat die pad. Die ou motor simboliseer die moeilike reis wat sommige mense in die lewe moet aandurf, het sy deur gestremdheid, siekte of geestesgezondheidskwessies. Pieter Anderson het Nuts and Bolts 10 jaar gelede gestig, om bewustheid oor mediese toestande te versprei. Omdat ons 10 jaar oud is hierdie jaar, het ons besluit ons gaan 4 organisasies wat na in ons harte is, gaan ons nader en ons gaan dan vir hulle geld insamel. So, as jy op 'n radio praat, dan sê jy 10-4 en dit beteken ek verstaan. So ons wil wys, ons verstaan die behoefte wat welwillendheidsorganisasies het om weer fondse te kry. Die uitvoerende hoof van die Vista Psigiatriese Kliniek, François Lou, ondersteun die Goldilocks and the Bear Stichting om die stigma rondom geestesgesondheid te breek. Die een groot ding waarmee ons sukkel in hierdie land is die stigma rondom geestesgesondheid en geestesiektes. So ons wil graag daardie stigma ook afbreek en ons betrokkenheid is baie spesifiek om bietjie 'n swaar onderwerp net lig te maak sodat ons kan praat daaroor. Baie van die deelnemers wil terugploeg in die liefdadigheidsorganisasies wat hulle bygestaan het. Andre en Elizabeth Fouché, sy seun het deur die Smile Stichting 'n operasie ondergaan om sy gesplete lip te herstel. Met my seentjie se operasie so goed, het hulle ons daarvoor ingetrek en ons het al 'n paar trippe saam met hulle gery. En ja, so dis die mense maar leer ken. Dit is baie lekker, dit is soos 'n familie op sy eie. Ons sien mekaar once in a while, want ons doen nie altyd elke rally nie, maar as jy mekaar sien, dan sit soos ou dae, jy gesels en jy vang op en kuier lekker saam. So nee, is baie lekker. Renier Booyens neem deel aan die toer saam met sy vrou Vicky, om die Stichting vir Cerebrale Gestremdheid te ondersteun. Hul dogter Alicia ly aan die neurologiese toestand. Dit is lekker om vir ander mense te wys dat selfs met 'n gestremdheid kan jy 'n avontuur doen en om ander mense aan te moedig om dit ook te doen en dan gaan dit vir 'n goeie doel op die einde van die dag. En die idee was om cerebral palsy 'n bietjie meer bewustheid te bring, want baie min mense weet regtig wat is CP en so dit was vir my nogal 'n groot ding gewees. En ja, en hier is ons hoop ons gaan baie mense kan volg, laat baie mense ons volg en sien waaroor dit gaan. Die konvooi sal al 9 provinsies besoek en op 26 Oktober eindig, waar die toer in Kaapolgallis begin het.